Baie welkom by Homebase, by die woord in diepte, en ons kyk verder na geloofslesse saam met Josua en in sy lewe. Ons kyk hier na erfgename van die belofte, en dan 'n ander tema, gevangenes van hoop. En in ons gebedsfoto, hou iemand 'n appel vas. Dan kan ons dink aan die vrug wat God vir ons gegee het, die vrugte wat hy vir ons gegee het, wat ons kan eet, wat ons gaan pluk, self gaan pluk, van ons eie tuine, en ook in die stad, van die boom van die lewe. Ons sien uit daarna, kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons sien uit om saam met elke gelowige van alle eeue huis toe te gaan, ons erfenis in besit te neem en u naam te loof vir ewig en altyd. Amen. Sagaria 9 vers 12. Keer terug na die vesting, o hoopvolle gevangenes. Ook kondig ek vandag aan dat ek jou dubbel sal vergoed. Orals in God se woord is daar beloftes van herstel, beloftes van terugkeer. Ek dink aan die Babyloniese ballingskap en daardie mense wat vir 70 jaar in 'n vreemde land gaan bly het, 'n leeftyd, huise gebou het, kinders gehad het, en baie daar tot sterwe gekom het. En so leef ons op hierdie aarde al vir die laaste 6000 jaar. Maar daar's vir ons 'n erfenis. Ons gaan verlos word uit die gevangenskap, uit Egipte land, van hierdie aarde af. En ons gaan huis toe. En Sagarias sin speel daarop. En dan sê die Here, deur Sagaria, ons sal dubbel vergoed word. Ek dink dis maar eufemisties gestel. Die Here gaan ons 1000 maal vergoed. Genesis 2 vers 15. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Ja, daar het die mens gelewe in volmaakte omstandighede. Die mens het uiteindelik sy hand uitgesteek na dit wat verbode was. God het alles gegee, maar nou wil ek gaan hê waar hy my nie toelaat nie. En dit wys dat ek nie aan God gehoorsaam is nie. Dit is disloyaliteit. Genesis 3 vers 17. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet. Dit is hartseer woorde hierdie. En indien jy al ooit vrugtebome geplant het, hier waar ons in die dorp bestel bly, het ek nou maar besluit om die laaste van ons vrugtebome ook uit te haal. Want die peste wat dit beet kry, die voëls wat alles opeet, jy gooi die heel jaar lang nat, jy versorg die plante, en ek is nie lief om gif te spuit nie, want dan vergiftig jy jouself ook naderhand. En dit is 'n opdraande stryd, en dan dink mens terug aan hierdie dag, toe hierdie vloek uitgespreek is, omdat die mens God se woord oortree het. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Vers 20. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons,
deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden, om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Toe stuur die Here God hom weg. Hoekom is hy weggestuur uit die tuin uit? Omdat hy gekies het om ongehoorsaam te wees. Wanneer ons gehoorsaam doen wat God sê, dan is ons welkom daar. Dan pas ons in. As jy 'n onderdeel in 'n motor insit en hy werk nie reg nie, dan word hy uitgegooi en die regte onderdeel word ingesit wat by daardie model pas en dan werk dit. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Dit is ook weer 'n beeld van wat vroeër gebeur het, toe Lucifer uit die hemel uitgewerp is. En hoekom is hy uitgewerp? Omdat hy ook ongehoorsaamheid en opstand teen God beplan het in die hemel. En dis hartseer. En wat is daar by die ingang van die tuin van Eden geplaas? 2 engele met swaarde wat vlam en flikker. En ek het 'n foto gekry hierso van Kew Gardens in Londen, se ingangshekke, een van die grootste botaniese tuine in die wêreld, daar in Londen, en daar is die toegangshekke, en dit word ook bewaak. Daar is baie kosbarehede wat plante betref in daardie tuin. So die Here engele aangestel om die tuin van Eden te bewaak, wat nog baie lank op die aarde sigbaar was vir die mens, maar hy kon net tot by die ingang kom. Hy kon nie weer ingaan nie. Hebreërs 6 vers 11. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe, sodat julle nie traag word nie, maar navolgers van hulle wat deur geloof en lankmoedigheid erfgename van die belofte is. Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê, voorwaar ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het. Ons hele lewe hier op aarde, vanaf Adam se tyd, dwarsdeur tot vandag toe, is God besig om sy kinders te leer, gereed te kry om huis toe te gaan. Hy's in die werk van herstel, hy's in die werk van optel, om ons op te tel soos 'n kind wat weggehardloop het van die huis en geval het, en lê en huil in die stof van die aarde. En so tel die Here ons op. Ons kop en ons skree en ons wil nie opgetel wees nie. Maar die Here weet wat goed is vir ons. En hy volg ons en hy tel ons weer en weer op. Selfs as ons losruk uit sy hande uit. En as ons geduldig bly wag, sal ons die vrug, die erfenis van sy belofte kry. Eksodus 3 en vers 8. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Jewiete en Jebusiete. Nou, hierdie is 'n baie interessante vers, en ek wil bietjie daarby stil staan. Hoeveel van hierdie heidense nasies word daar genoem, wat hulle
hulle beker van geregtigheid vol gemaak het. 1, 2, 3, 4, 5, 6 heidense nasies. En die geskiedenis is 'n tipe, 'n vooruitskouing, 'n sinnebeeld van die hedendaagse gebeure. So wat toe gebeur het, gebeur nou ook. En ook van dit wat nog vir ons voorlê. Net soos wat daardie heidense nasies uitgeroei is, sodat Israel daar in Kanaan kon ingaan. Net so gaan die Here die nasies op hierdie aarde uitwis, sodat ons na die 1000 jaar kan terugkom na hierdie aarde toe, om hier te woon en uit die aarde gaan herskep. So dit alles is skadubeelde van dit wat nou gebeur of wat nog kom. En ek wil hê ons moet net 'n bietjie hierdie teks, Exodus 3 vers 8, 'n bietjie dissekteer en uitpak en in oënskou neem in die lig van tipe en antitipe. Dit wat in die Ou Testament genoem word hier in Exodus en dit wat in die Nuwe Testament vir ons gegee word. En ek sal vra dat hulle die tabel C sal opsit, dat ons daarna sal kyk en dit sal ophou. Aan die linkerkant is dit die Exodus, wat in Exodus 3 vers 8 staan, die presiese woorde, en dan aan die regterkant is die Nuwe Testamentiese, die antitypiese vervulling van ons verlossing. Punt 1. Ek het neergedaal. Dit is Exodus 3 vers 8. En dan wat kry ons in Johannes 1 vers 14? Die woord het neergedaal, die woord het vlees geword en het onder ons kom woon. En ons kan ook daar kyk na Johannes 3 vers 13. Dan punt nommer 2. Van die Egiptenaars te verlos, sê Exodus 3 vers 8. En Matteus 1 vers 24. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Pragtige antitype van die typiese type af, die skadubeeld in die Ou Testament. Punt nommer 3, hulle te laat optrek. En dan in die Nuwe Testament, 1 Tessalonisense 4 vers 17, saam met hulle in die wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. Pragtig. Punt 4, na 'n goeie en 'n wye land. Dit sê Exodus 3. Wat sê Lukas vir ons? 6 vers 23. Julle loon is groot in die hemel. En ons weet, in die hemel gaan ons die volmaakte ewigheid binne. Punt 5. Wat oorloop van melk en honing. Dit sê Exodus vir ons. En wat sê Openbaring 21:12? Die heilige stad, die nuwe Jerusalem. En ons verbeelding kan dit nie inneem, alles wat daar is nie. So die Ou Testament gee vir ons 'n vooruitskouing, 'n skadubeeld, 'n tipe van die egte, van die werklike, wat later vervul is in die Nuwe Testament en wat profeties nog kom. Nou Levitikus 20 vers 22 asseblief. Onderhou dan al my insettinge en al my verordeninge en doen dit, dat die land waarheen ek julle bring om daarin te woon, julle nie uitspuug nie. Nou mense vandag, baie mense het nie tyd vir God se woord nie. En hulle sou hierdie vers nog minder verstaan, want hulle sê ons kan doen wat ons wil. Nou hoekom is ons in die gemors wat ons vandag is? Hoekom is ons op die aarde? Hoekom neem sonde so toe?
omdat Adam en Eva gesondig het. En die Here probeer ons terugbring, hy probeer ons herstel. En daarom sê hy, onderhou dan my insettinge, my verordeninge. As 'n kind ongehoorsaam is en uitgehardloop is en deur 'n kar raak gery is buite en sy ma kry hom, vat hom hospitaal toe en na 'n week sy weer by die huis en dan sê sy vir hom, bly nou by die huis. Moenie weer uitgaan straat toe. En dit is wat Levitikus 20 vers 22 vir ons sê. Luister na julle hemelse Vader, onderhou sy insettinge. Dit is so eenvoudig. Levitikus 25 vers 23 sê, die grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie. Hoekom nie? Want die land is myne, En? omdat julle vreemdelinge en bywoners by my is. Die land behoort aan die Here, nie aan ander mense nie. Omdat julle vreemdelinge en bywoners is. Ons moet dit daarvan bewus wees. Numeri 13:27. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarheen u ons gestuur het. En waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Ja, en dit is sy vrugte. Nou, ons kan ons nie voorstel hoe dit daar gelyk het nie. Maar as jy na hierdie narkieboord kyk in die bygaande fotootjie hierso, dan is my sommer lus om jou mandjie te vat en om vol te pluk. En dan is daar nie meer plek vir nog een is nie, dan 1 of 2 af te pluk en hulle te eet. En ek het nou die dag daai voorreg gehad, op 'n plaasie naby, en ek het gesmil. Deuteronomium 4 vers 1. Luister dan nou, Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom, en die land wat die Here, die God van julle vaders, aan julle sal gee, in besit mag neem. So die Here wil gee, hy wil ons erfenis vir ons gee, maar ons maak soos die verlore seun. Ons wil ons eie pad loop, ons wil ons erfenis nou hê, en ons wil nie die erfenis hê wat die Here vir ons wil gee nie, ons wil rande en sente hê, ons wil besittings hê soos ons dit sien, wat lei tot agteruitgang. Deuteronomium 4 vers 25. As jy kinders en kindskinders sal verwek, en julle in die land verouderd sal wees en verderflik handel, deurdat julle 'n gesneede beeld maak, 'n gelykenis van enige iets, en doen u wat verkeerd is in die oë van die Here jou God om hom te terg, dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuies teen jou, teen julle, dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan, waarheen julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem. Julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word. En die wyse woorde hier, ek kan amper sê van oupa Moses, as hulle maar geluister het, as hulle maar luister. Deuteronomium 6 vers 3. Hoor dan, Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat julle baie kan vermenigvuldig, soos die Here, die God van jou vaders, jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. En die Here se genade loop oor van sy goedheid en liefde. Hy wil vir ons gee wat goed is. Maar wanneer ons dit kry wat goed is, dan neem ons dit as vanselfsprekend aan. En ons vergeet van die gewer. Psalm 24 vers 1 stel dinge bietjie in perspektief. 'n Psalm van Dawid, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. As jy eendag tyd het, neem 'n skoon stuk papier, dan teken jy met, of vat 'n liniaal en trek 'n lyn reg in die middel van bo tot onder. In die linker kolom skryf jy daar,
my besittings as opskrif. En dan skryf jy al jou besittings daar neer. Ek dink daar's omtrent 30 reeltjies op 'n folio bladsy. Dan skryf jy daar, en jy kan op die agterkant aangaan, tot jy 60 van jou besittings daar neergeskryf het. Dan gaan jy terug na die tweede kolom toe wat dan skoon is. En dan skryf jy daar heel bo aan, wat aan God behoort. En dan kyk jy daar die besittings baie mooi deur. En dan besluit jy watter gaan jy in die linker kolom doodtrek en in die regter kolom inskryf. Watter behoort aan my en watter behoort aan die Here. Lees vir ons weer daardie vers. In Psalm 24 vers 1. 'n Psalm van Dawid. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. So, wat besit jy op die einde van die dag? Niks. Nee, mens besit tog iets. Jy besit al jou skewe karaktertrekke en jou sonde en jou ellende. En alles wat goed is die Here se. En wanneer ons met daardie gemoed die Here dien, dan kan hy dit seën. Hebreërs 11 vers 9. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Onthou dat Abraham geroep is uit 'n stad uit waar hulle met klei en moontlik bakstene gebou het. Hy het in 'n vaste huis gebly. En toe die Here hom geroep, en hy het in tente getrek van plek tot plek. En ons vaste woning is, ons vaste erfenis, is nie op hierdie aarde, maar 1000 jaar saam met die Here in die hemel. Dan eers sal die nuwe Jerusalem neerdal, sal die aarde herskep word, en sal ons die aarde dan vir ewig bewoon. Wat 'n belofte om na vooruit te sien. Vers 10. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Wie sê dit? Dit is nou Abraham. En Abraham verwag 'n stad wat fondamente het. Hoekom? Want hy het lyne en tentpenne gehad. En as die wind kwaai is, dan pluk dit uit. En daarom kan hy hierdie woorde sê. God is die boumeester. Geen wind roer daardie stad nie. Vers 11. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het, wat dit beloof het. Pragtige vers daardie. Vers 12. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene kinders soos die sterre van die hemel, in menigte, en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is. En as jy vandag gaan na Abraham se nageslag, dan is daar miljoene van hulle. En die Here het hulle geseën, uit sy beloftes gestand gedoen. Vers 13. In die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Met ander woorde, daar was iets beters aan die kom. Ons is maar bywoners op hierdie aarde. Ons kan soos Abraham, uit ons tentwoning, uit ons liggaam, kan ons vooruit sien na 'n liggaam wat baie beter sal wees as die sieklike liggaam waarin ons nou woon. En ons sal huis toe gaan. En ons sal huise bou wat goeie fondamente het. Ek het hier so 'n foto geneem van Helderberg
hoërskool, toe hulle aanbouings gedoen het daar, van die gimnasium wat hulle gebou het, of die ontspanningssentrum, en daar het hulle die fondasie so uitgegrawe en gegooi met versterkte staal daarin. En ons sien uit na 'n hemelse tuiste wat sal staan vir ewig. Nou gaan ons na Josua 13 toe, vers 1. En toe Josua oud en ver op sy dae was, het die Here vir hom gesê, jy is oud en ver op jou dae, en daartoe het nog 'n baie groot stuk land oorgebly om in besit te neem. Dit is die land wat oorgebly het, al die landstreke van die Filistyne en al die Gesuriete, van die Sior aan die kant van Egipte af, tot by die grens van Ekron na die noorde, wat as Kanaanities gereken word. Die 5 vorste van die Filistyne, die van Gaza en die van Asdod en die van Askelon, die van Gat en die van Ekron en die Afwiete in die suide. Die hele land van die Kanaaniete en Meara wat aan die Sidoniërs behoort, tot by Afek, tot by die grens van die Amoriete. Ja, dis nou weer in die noorde. En die land van die Gebliete en die hele Libanon aan die ooste kant, van Baal-Gad af onderaan die berg Hermon, tot by die ingang na Hamat. Al die bewoners van die gebergte, van die Libanon af tot by Misrefot-Maim, al die Sidoniërs, ek self sal hulle voor die kinders van Israel uitverdrywe, laat dit net as erfdeel aan Israel val, soos ek jou beveel het. Dit is baie interessant, hierdie was werklike plekke, die grense word genoem, die name van die stede word genoem, en dit was nie net 'n storiekie nie, hierdie was werklike plekke, en mense wat hulle genadetyd oorskry het, en die Here het daar skoon gemaak, soos wat hulle gehoorsaam aan hom was, maar die mense wat hulle nie uitgeroei het nie, was vir hulle 'n doring in die vlees, net soos God gesê het. En eendag sal ons erfenis net so werklik wees, soos wat hier stede was, met grense, so sal daar stede wees. Ons sal kan tuin maak, en ek gaan tuin maak daar. En as ek op reis is, gaan daai tuin nie verlep nie. Hy gaan nie van droogte vergaan nie, soos wat dit hier op aarde gebeur nie. Dit gaan 'n hemelse vreugde wees om daar te bly en daar te werk. En dan vers 7 sê die Here gee hy opdrag aan Josua en hy sê, verdeel dan nou hierdie land as erfdeel onder die 9 stamme en die halwe stam van Manasse. En wanneer ons huis toe gaan daar nie 'n beperkte gebied wees nie. Ons gaan die ewigheid bewoon. Jy weet, mense verstand kan nie dit, die hemelse Kanaan, jy kan dit nie begryp nie. As jy vir 'n kind sê, dat jy kan reis in 'n reguit lyn in 'n rigting vir ewig, dan sê die kind, ja, maar as jy nou vir ewig gereis het, wat is ander kant? Jou verstand begryp dit nie, jy kan nie verstaan nie, dat daar altyd nuwe dinge sal wees om te ontdek, nuwe waarhede, en dan gaan ook 'n nuwe lof, dag na dag in jou hart wees, om God te loof vir sy verlossing, wat hy vir ons gegee het, as doemwaardige sondaar mense. Nou kom ons kyk na die jubeljaar, wat hier op aarde ingestel is, Levitikus 25 vers 1. Verder het die Here met Moses gespreek by die berg Sinaï en gesê, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, as julle in die land inkom wat ek julle gee, moet die land 'n Sabbat hou vir die Here. 6 jaar lank mag jy jou land saai en 6 jaar lank jou wingerd snoei en die opbrengs daarvan insamel. Maar in die 7de jaar moet daar vir die land volkome rus wees, 'n Sabbat vir die Here,
jou land mag jy nie saai en jou wingerd nie snoei nie. Nou, dit klink nie na 'n goeie plan hierdie nie. Vir die mens, wat so inhalig is. Maar elke 7 jaar moet die land rus. Jy moet nie ploeg nie, jy moet nie saai nie, jy moet nie snoei nie. Die land sal dan sy opbrengs lewer. En jou arme mense sal kos hê, genoeg kos hê. En as jou hand oop is, die Here sal voorsien. En is interessant, ons het 'n siklus van 7 dae. 6 dae werk jy, die 7de dag rus jy. Dan maak jy jou tank weer vol brandstof en loof jy die Here. En dit is die hoogtepunt van die week, dis die beste dag van die week. En mense sien uit daarna. En as die Sabbat verby gegaan het, dan voel jy, dit was te kort gewees, die pudding was te min gewees om dit so te stel. En nou pas die Here dit ook toe. In jare, nie net in dae nie, maar elke 7de jaar. En as jy daar kyk na die bygaande foto, daar's iemand wat druiwe snoei en wat trosse pluk. En as ons vandag hierdie reëls sou nakom, en ook vir die armes hulle deel gee, en ons hand oop is, sal die Here die land seën. Dit moet 'n jaar van rus vir die land wees, sê dit. Wat sê Jeremia 24 vers 6? En ek sal my oog op hulle slaan ten goeie en hulle terugbring in hierdie land. En ek sal hulle bou en nie afbreek nie, en hulle plant en nie uitruk nie. Die Here se beloftes staan so vas. En dan wanneer ons sy beloftes oortree, sy insettinge, sy verordeninge oortree, dan is ons baie gou om die Here te veroordeel, om hom te blameer vir my ongehoorsaamheid. Jeremia 31 vers 16. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane, want daar is loon vir jou arbeid, spreek die Here, en hulle sal uit die land van die vyand terugkom. Ons het nie 'n begrip van die ballingskap en die slawerny waarin daai volke onderworpe was nie. Daar is lande in Europa in Asië wat dit verstaan. Maar ons wat lekker lewe in ons eie huis, ons eie plekkie het, begryp nie wat dit is om in 'n vreemde land, onder 'n vreemde godsdiens, te leef nie. Hulle het baie swaar gehad. Jesegiel 11 vers 17. Daarom sê, so spreek die Here, ek sal julle bymekaar maak uit die volke en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, en ek sal aan julle die land Israel gee. Die Here sal ons bymekaar maak. Daai woorde het vir my baie betekenis. Hy gaan sy kinders bymekaar maak, en hy gaan nie een koringkorrel mis nie. Hy gaan ons bymekaar maak. Jesegiel 28 vers 25. So sê die Here, as ek die huis van Israel versamel uit die volke onder wie hulle verstrooi is, en ek my in hulle as die heilige laat ken voor die oë van die nasies, dan sal hulle in hul land woon wat ek aan my knegt Jakob gegee het. Ja, die Here sê ook in Jeremia 32, daar uit sy volk in grimmigheid, in gramskap, in toorn, het hy hulle verstrooi. Want hulle was ongehoorsaam. En die Here gaan nie saam met sonde nie, maar hy gaan ons weer bymekaar maak. En ons sal sy volk wees, en hy sal ons God wees, 'n God van liefde. En toe het ek hier na hierdie Strelitzia blommetjie gekyk, wat ek hier naby by Anneke afgeneem het. En daai blommetjie toon vir my die oorvloedige genade van die Here,
daardie blou blare daar, gee vir my die vastigheid van sy wette, en dan daardie helder oranje blomme wat een na die ander oopgaan. Eers is die Strelitzia blom klein, en dan kom daar nog 'n blom uit, en soos hy oopgaan, nog 'n blom, en hierdie hele rit soos wat hy oopgaan, so gaan God se genade oor sy volk oopvou, jaar na jaar, millennium na millennium, vir duisende jare, ja vir ewig. Ons kan dit nie begryp vandag nie. Lees vir ons Esegiel 37 en vers 14, Rebecca. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in jul land, en julle sal weet dat ek, die Here, dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. En hulle sal woon in die land wat ek aan my knegt Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het. Ja, hulle sal daarin woon, hulle kinders en hul kindskinders tot in ewigheid, en my knegt Dawid sal hulle vors wees vir ewig. As ek hier na Esegiel 37 kyk, dan dink ek aan daardie wit bene wat ek daar in Namibië gesien lê het op die woestynsand. En het die profeet nie ook 'n dal gesien vol bene nie. En daardie ou bene wat op hierdie aarde is, sal lewend word, sê die profesie vir ons. Pragtig. Johannes 14. Ken ons nie hierdie woorde van buite nie. Lees dit weer vir ons. En dan probeer ons verstaan. Johannes 14 vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ook in my. Vers 2. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En ek kan nie help nie, maar met 'n bietjie humor het ek toe gedink aan hoe ons hier op aarde verhuis. Ons het nou gekyk na die erfdeel wat die Here vir ons beplan in die hemel. Maar hoe verhuis u van een huis na 'n ander? En as ons na ons gebedsfoto kyk, dit is hoe 'n gesin dit daar in Amerika gedoen het. Hulle het hulle hele huis laat laai op 'n vragmotor. En die vragmotor het dit aangery. So alles wat hulle in die huis gehad het, was nog steeds daar op die nuwe perseel. Ek wil nie my ou huis in die hemel hê nie. Ek wil 'n nuwe huis daar hê. Ek wil elke dag nuwe wonders ontdek wat die Here vir ons beplan het. Kom ons bid saam. Vader, ons bid vandag. Verruim ons gedagtes. Verruim ons gemoed. Dat ons begin om te verstaan watter wonderlike dinge die Here vir ons het. Dat ons nie sal vasklou aan die aardse dinge nie, maar dat ons in geloof na die hemelse sal verlang. Amen.